Nou, Die ons gaan nie 6de veel- Mei, dis daar op 'n Maandag. Ja, maar ek sê dit nou juis want as ons volgende naweek ja, ons kan eintlik daaroor praat volgende nee, maar ons kan volgende naweek Sondag rekord ons, dan praat ons oor die fight en as die recording uitkom Woensdag of Dinsdag dan is die fight verby. So ons moet maar nou net mention dit. Ons mention dit gou. Ja, want dit honorable is- mention. Ons het nou 'n top 5 fighter hier Ja. mannetjie. 6de Mei in Tokyo, ESPN Plus. Nou, ek Inoue. Ek sê maar net the monster. The Monster, Noah. Nuya Inoue. Dis Inoue. Ek weet dis Inoue. Inoue. Ja, dis hoe ek dit Ja. onthou. Nawaya Inoue. Nou ja. Okay, maar anyway, ons mors tyd op jou. Inoue. Ja, Anyway. anyway. Teen Louis Neri. Nee, dis Louis Neri. Hy het 'n moeilike naam is Ja, daar. nee, dis die Battle of the Names Louis hierdie. Neri. 12 rondes vir Inoue se hele klomp titels. Hy's mos ook 'n sy nie ook 'n Superhuman, 'n Super Saiyan. ja, maar 'n unified champion. Ja, hy's 'n unified. Hy's tussen hom en Terence Crawford. Niemand weet wie's regtig nommer 1. Dis tussen hom en Crawford. Die mense wat nou maar kies vir Crawford is maar net omdat Crawford groter is, maar hierdie Inoue doen amper niks verkeerd. Ja, hy neek net almal op en hy bly gaan net op en wy. Die vader weet, hy wil seker nou maar Manny Pacquiao se rekord breek Ja, want ja. en is hy van gaan op en wait in die ouens challenge. Hy gaan op, hy knock die ou uit, speel 'n bietjie die rond, gaan op, knock sommer die champion uit, undefeated ou, speel 'n bietjie. Hy neek net rond soos wat hy wil. Maar ek gaan nie veel oor hierdie fight sê nie. Ek dink ons almal weet wie ons ek gaan nooit teen Inoue Ja, nee, bet. wat. Tensy hy nou Nie opspring sommer middleweight toe en vir Canelo fight, dan sal ek hom 'n slight underdog maak. Maar ek sal eers begin twyfel oor hom as hy verloor. Ja. As hy verloor het of as ek hom kan sien. Okay, hierdie man het nou visibly geslip, maar hy neek net almal op en hy makes it look easy. Ja. Louis Neri is 'n vrek goeie fighter. Hy sê undefeated, hy het 1 los. En hy's ook soos 'n boxer, puncher, mover, daai tipe vibe. So hy's gevaarlik. Hy't lekker power, hy't lekker movement. Dis glad nie 'n push-over wat hy gaan fight nie, maar sy 1 los wat hy gehad het is 'n knockout en dit is teen Brandon Figueiredo wat op die naweek fight op die Canelo kaart en hy's in die 7de ronde geknockout. Figueroa. So dit is ja, if he can do it, if Figueiredo kan do it, dan kan Inoue dit doen met enige van sy hande of sy Ja, early knockout. ja. Okay, En dis dit vir daai man. what's next, Skalla? Daar's nog net 'n UFC 301 Ja. wat ons gaan weer soos laas sommer net so noem. Dis nou nie 'n groot. Nee, dis sê en ek dit die kon maar 'n UFC fight night gewees het. ja, dit lyk as Pereira gefight het daar, soos wat hy gesê het hy wil, dan was dit 'n solid fight, maar nope. Begin Paul Craig teen Caio Baralho of wat ook al. Dis daai ou, ek dink aan mekaar, ek weet hy is en is seker lelik om so te sê, maar ek voel aan mekaar hy man is 'n satanis. Hy lyk so boos jong, sy oë lyk so boos en hy het hier in sy nek iets van no fear of ek iets onthou. en hy het sulke Chinese goed, maar dis 'n fris ouetjie en hy's 'n vrek goeie fighter. Hy's soos 15-1, soos hy gaan seker maar vir Paul Craig weer die Scotsman opneek, maar dit behoort dis 'n goeie opening fight, so I'll be down for that. 17-7 losses al Ja. en maar net 1 los. Ja, nee, Ons kan ou, nie altyd net dit vaskykie, maar met Paul weet 'n mens nie tot die laaste sekonde nee, toe nie, maar jy's nog in gevaar tot die einde. ja, maar ek voel maar sy tyd begin raak nou min. Hy begin verloor nou te veel na mekaar en hy sukkel maar nou met Paul taal. Ja. Next, so ons albei sê seker maar Mr. Satan. Sorry ja, dis seker flip en erg. Kom ons sê maar Sê die maar hy is man wat so kwaai lyk jy. Caio, ja, neck tattoo. Kaiokie. Dan is dit Michelle Pereira, daai ou wat lyk soos die PlayStation control wat gebreek het. Hy wiele, op wiele net en wat se rondom talies doen en al wat die ding is. ja, hy fight teen Ior Pottiera. Dis daai dude wat laas teen die Pirate gefight het. Onthou jy daai Ukrainian ou
wat ook verloor het, ek dink het hy met punte verloor of het Ek hy kan nie onthou nie, maar ek ken hom, ken sy naam ook, ja. hy fight, so dit behoort alright te wees, 2 strikers. Dan gaan Anthony Smith opgeneek word teen Vitor Die man nie Petrino. nou slag aftree nie, ja. Yes, ja, hy wil nie, en hy sien nou nog kans vir Pereira. Hy sê nou nog, hulle moet dit settle en hulle Dit beef. is Jamal Hill, like. Ja, seker erger. Vaderland, hy sal hy man doodslaan. Maar okay, Anthony Smith fight, Vitor Petrino is 11-0 en ek is nie seker of alles finishes of wat is nie, maar daai man is op 'n teer. Dis mos hy fris Brazilian ou wat so flipping kwaai gebou is. Hy's verskriklik fris, maar hy's gevaarlik, jong. Hy neek die ouens op. Ek sal nou nie sê hy skill-wise nou die high level soos 'n Volkanovski of wat ook al nie, maar hy's gevaarlik. Dan is dit Jonathan Martinez teen Jose Aldo. Aldo needs no introduction. Hy het mos retire, hy het 1 of 2 boxing matches loop doen wat hy gewen het, en hy sê hy wil maar net 'n bietjie wegkom van die sport en ontspan en regroup en alles. Nou kom hy terug. Maar nou sit hulle om teen hierdie, ek kan hierdie Jonathan Martinez onthou, daai ouetjie is nou op iets soos 'n 4 of 'n 5 fight win streak. Soos hy's goed. Hy neek die manne op, jong. Hy maak geraas in sy division. Okay. So dis nie 'n bam teen wie Aldo terugkom nie. Kans is goed hy kan nog verloor ook teen die mannetjie, want is 'n jong mannetjie wat reg is vir die besigheid. Jy moet maar so inchip as jy iets wil sê. Ja, ek het nie iets regtig. Ek ken baie van die ouens nie regtig nie. So is maar moeilik om. Ek ken nou soos Aldo en Anthony Smith en hulle ken 'n man mos nou maar dit voel almal wat ek ken gaan verloor. Hulle is ou voorrade al, hulle is nie meer letterlik almal van die eerste fight af. Ja, almal links. Ja. Craig Pereira Smith. Okay, dan regs is Aldo en dan die main event is daai Alexandre Pantoja, die nuwe champion, of hy het mos nou al defend teen Steve Usyk of whatever. Usyk lyk asof hy enige tyd in die slaap wil raak. Dit is soos die rustigste flippende ou. Hy lyk regtig waar hy soos 'n future world champ nie. Ek dink hulle het vir, kom ons sê maar Steve, want ek kan nie sy naam reg uitspreek nie. Hulle het vir Steve, dink ek, die kans gegee om nou teen Pantoja te fight, want daai division het nie vreeslik baie high level fighters in nie, en ek meen, almal het nou al geround robin, dis Royval en dis Marino en dis Pantoja en toe Figueiredo daar was, dit was so 'n mengelmoes gewees vir 'n lang tyd. Ja, en daai, wat is hy ouetjie van Australië ook, Kai Kara Frans, hy het ook al teen almal 'n paar keer gefight, so dis eintlik nie dis 'n goeie weight division, maar daar's te min high caliber fighters, so hulle moet maar net reshuffle die ouens elke keer, en ek dink hulle was maar net lus gewees om 'n nuwe gesig op te sit. Soos maar hy het dan 12 wins, net 1 loss. So hy het 'n bad record hier maar net een thread van 'n storyline wat ek hou van hom, wat my sommer gaan laat kyk die fight, is hulle sê hy het vir 'n tyd lank getrein saam met daai Jack Della Maddalena, wat freaking goeie striker is. Hulle boks so saam. So hulle het al lekker baie sparring ingekry. En wat vir my kwaai was, dis baie naby aan Jack ook. Hy het sy tweede pro fight verloor in MMA en toe het hy nooit weer verloor nie. Jack het mos sy eerste 2 verloor en toe nooit weer verloor nie. So dit wys jou die mannetjie het hart, soos dis amper om jou tweede fight te verloor. En daarna gaan hy op 'n teer en hy wen net almal. So kudos to him. Ja, nice. Ek sien nou hierdie tail of the tape, hy's bietjie langer ook. Hy's 1.73, Pantoja is 1.65. Hy's redelik langer. Ja, dis nogals, en hy's baie jonger ook. Pantoja is al 34. Ja. Steve is 28, so. Ek voel Ek dink Pantoja sal die favorite dalk wees, die betting favorite. Word om te fight, maar anything can happen. Ek sal sê as jy 'n peanut hier op iemand wil sit, sit dit op ou Stevie,
want ek kry net so 'n gevoel, onthou Pantoja het maar gesukkel met Royval laas, en hier in die einde van die fight kon hy dit omtrent nie meer gehou het nie, so sy cardio was klaar, en nou fight hy teen 'n hongerder ouetjie van Australië, en daai Aussies, my maat, hulle is nou ons rugby enemies, maar daai manne kan fight, jong, hulle speel hier rond hier. Definitief. Jy sê odds nie, so, Die odds is Pantoja. odds is seker maar vir Pantoja, so ja. Want onthou Esrik, of wat ook al, hy is maar hier nie onder, hy is nommer 9 of 8 of iets, so. Ja, ag, die slim bet is om jou geld op Pantoja te sit, maar nie te veel nie, maar as jy nou, ek dink, as hierdie ou die underdog is, soos 'n heavy underdog, sal ek sit op Steve 'n paar randjies, dalk kan jy die luck score vir die aand. Okay, en dit is part 2 van episode 44, done and dusted. Geseënde week vir julle almal, vrede vir my. Lekker week, As lekker hy. fight. En onthou om te like en te comment en te share en al daai crap, en laat weet vir ons, as daar enige suggestions is, of julle hou van ons nuwe Ek het sommer format. nou aan iets gedink wat ons kan sê. Ons kies ons fight vir die week. My fight vir die week gaan definitief Canelo en Munguia wees. Ag, flip jou. My favorite, of die fight om dop te hou. Nou kan, jy kan ons nou nie nou so vinnig op my... Ek het daar gedink. Maar anyway, ons kan dit... Ja, ek sal sê, nou hy se fight sal ook... Nee, ek stem saam met jou. Ek dink die meeste violence gaan wees in die Canelo fight. Dit is maar so. So kyk om, wie hulle Mexico. I agree. I agree 100%. Okay, sharp. Vrede.